Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dis vandag maandag, die 9de Junie 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vandag sê 12-jarige brakpanseun veroorsaak die dood van 14-jarige tydens 'n motorongeluk. Hooftrekke vir vandag lyk so: verpligte militêre diens vir jong mans volgens die MKP. 12-jarige brakpanseun veroorsaak die dood van 14-jarige in motorongeluk. Rybewyse: daar is steeds 'n 7 maande agterstand in die uitreik van die kaartjies. Staatsamptenare gefonnis omdat hulle onwettig 'n hophuis verkoop het. Die Bulle wen die Haie in spannende VRK halfeindstryd op Loftus Versveld. Carlos Alcaraz is die manswenner op Roland Garros tennistoernooi. 'n 14-jarige seun van Brakpan is dood nadat hy na bewering deur 'n Mazda motorvoertuig raakgery is wat deur 'n 12-jarige seun bestuur is. Malcolm Boysen is Saterdagmiddag op die toneel in North Dienstraat, Brakpan, doodverklaar. In kringtelevisie materiaal wat die koerante onder oog gehad het, kan gesien word hoe 'n kind oor die pad gehardloop het en die Mazda hom teen 'n hoëspoed raakgery het. Die 12-jarige bestuurder is deur die polisie in hegtenis geneem voordat hy in die sorg van sy voog vrygelaat is. 'n Saak van strafbare manslag word deur die polisie ondersoek. Die verdagte sal vandag in die hof verskyn. Die voertuig het 'n eind verder op 'n sypaadjie voor 'n woning op sy kant beland. Dit kom ook voor asof die motor skade aan 'n muur aangerig het. Malcolm se pa sê hy was gister in die omtrek van die ongeluk en dat hy hom na die toneel gehaas het toe hy die voertuig sien verbyjaag en 'n harde slag gehoor het. Die laerskool Brakpan Oos sê in 'n plasing op sosiale media Malcolm was verlede jaar 'n graad 6 leerling aan die skool en dat van sy sibbes nog leerlinge aan daardie skool is. Dis my diep hartseer dat ons verneem het van die tragiese afsterwe van die Boysen gesin se seun Malcolm. Volgens die paas Malcolm uit die skool gehaal om tuisonderrig te ontvang en is daar later uitgevind dat hy glo deur ander leerlinge by die skool geboelie is. Malcolm word oorleef deur sy ma, Helen Ann en 3 broers. Begrafnisreëlings word deur die ouers tans getref. 'n Man wat donderdagoggend saam met sy vrou op pad was werk toe, is dood toe die egpaar se voertuig naby KwaThema op die N17 snelweg oos van Johannesburg deur 'n klip getref is. Volgens die polisie woordvoerder het die voorval sowat 1 kilometer van die Vlakfonteinbrug afgebeur. Daar word vermoed dat 'n misdadige klip op die voertuig gegooi het en die bestuurder toe beheer oor die voertuig verloor het. Die vrou word steeds in die hospitaal behandel. Nog niemand is in die voorval in hegtenis geneem nie. N17 snelweg is bekend vir padaanvalle, veral tussen Rondebultweg en Heidelberg afrit. Panyaza Leshofi, premier van Gauteng, het die afgelope week 'n nuwe padowerheid, die Gautengse Vervoer Inspektoraat, die GTI, bekendgestel. Volgens Leshofi sal die owerheid paaie in die Gauteng moet beveilig. Hulle sal 24 uur per dag moet werk. Die GTI sal veral gefokus wees op taxi-geweld en om besige paaie te monitor. Leshofi het ook benadruk dat die eenheid gewapen sal wees om misdadigers aan te kan vat. Die volgende raad word aan motoriste gegee, moet onder geen omstandighede stilhou wanneer 'n voertuig se bande, voorruit of ander onderdele beskadig word nie. Kontak die polisie of plaaslike owerhede so gou as moontlik en stel in kennis van die voorval. Maak seker jou foon is altyd gelaai voor 'n rit. 'n Middeljarige Oos-Kaapse vrou is Vrydag in 'n hospitaal in Mthatha onder raadselagtige omstandighede dood kort nadat 'n man wat sy geken het haar besoek het. Die 51-jarige vrou se 57-jarige lewensmaat het na bewering die vrou aangerand toe sy hom op 31 Mei besoek het by die motorhandelaar waar hy gewerk het. Die verdagte het die vrou by sy werksplek aangerand en haar op 1 Junie hospitaal toe geneem. Die vrou het daarna siek geword en is Vrydag omstreeks 13:55 oorlede op grond van voorlopige ondersoeke. Met die hulp van beskikbare elektroniese bewyse is die verdagte Vrydag omstreeks 1900 uur deur die polisie in hegtenis geneem. Die polisie se uitslae van die lijkskouing sal die presiese oorsaak van die slagoffer se dood kan bepaal. Grondonteeneming sonder vergoeding, strenger beperkings op burgerskap en stemgeregtigheid, direkte presidentsverkiesings, erkenning van die Khoisan en Namatal, beperkings op amptstermyne vir uitvoerende poste en verpligte militêre diens. Die kern van die MKP se voorgestelde wysigings is om nasionale soewereiniteit te bevestig en die grondwet voor te hou as 'n de facto transformasiedokument wat die belange van die burgers eerste stel en historiese ongeregtighede teen die inheemse meerderheid te takel. Dit
dit kan tot 7 maande neem om die agterstand met die druk van rybewyse uit te wis. Baba Krisi, minister van vervoer, sê in 'n parlementêre antwoord, die agterstand is sedert 15 Mei sowat 733.000 en die werksure van die departement se personeel by die instelling wat kaarte druk is verleng om die agterstand te kan uitwis. Krisi sê die masjien was sedert 2022 altesaam 129 werksdae buite werking. Volgens haar was die masjien in die 2022 boekjaar 26 dae buite werking, in die 2024 boekjaar 48 dae buite werking. Twee voormalige Oos-Kaapse munisipale amptenare wat 'n laagkoste huis aan 'n vrou verkoop het, moet R80.000 aan haar terugbetaal. Mkolisi Ndumidisa, 44 jaar oud, en Matluri Mahukubane, wat 63 jaar oud is, van die Walter Sisulu munisipaliteit, is donderdag in die streekhof van Allewal Noord gevonnis weens hierdie bedrog. Dit volg nadat hulle in Mei 2017 'n laagkoste huis wederregtelik die net meer as R150.000 aan die vrou wat toe 38 jaar oud was, verkoop het. Die vrou het die geld direk in hulle bankrekening inbetaal, maar nooit die huis ontvang nie. Mdumisa en Makobane is op 22 Mei 2018 op aanklagte van diefstal en bedrog in hegtenis geneem en het op dieselfde dag in daardie hof verskyn. Hulle is op borgtog van R1.000 elk vrygelaat. Die twee is 5 jaar tronkstraf opgelê, waarvan die 5 jaar in geheel opgeskort is, voorwaarde dat hulle R80.000 aan die slagoffer moet terugbetaal. Elkeen moet dus 'n bedrag van R40.000 aan die slagoffer betaal. Die hof het gelas dat die betaling teen 6 Augustus vanjaar aan die slagoffer gemaak moet word. Die eerste behoorlike koue die winter het die Wes-Kaap getref met sneeu wat reeds hoog in die berge geval het. Die weervoorspeller van die Suid-Afrikaanse Weerdiens in Kaapstad sê die bewolkte weer sal van vandag af oor Kaapstad en die omliggende gebiede begin opklaar. 'n Geel vlak 3 waarskuwing oor sneeu geld van gisteraand en motoriste word gewaarsku teen ys op paaie in hierdie omgewing van Beaufort Wes en dat hulle veral versigtig op die N1 moet bestuur. Daar is ook 'n geel vlak 5 waarskuwing uitgereik oor ontwrigtende reën, vloede en modderstortings in groot dele van die Oos-Kaap, insluitend in Nelson Mandela Bay, die Sondagsriviervallei, asook die Kouga en Koukama en die Buffalo City munisipaliteit. Die inwoners in die hele land moet hulle Woensdag regmaak vir ysige koue en met die minimum temperature wat onder vriespunt verwag sal word. 4 mans verskyn vandag op aanklagte van veediefstal in die landdroshof van Ventersburg in die Vrystaat, nadat die polisie 'n bakkie wat dele van 'n beeskarkas vervoer het, afgetrek het. 'n Polisiewoordvoerder sê die polisie het onraad vermoed en die bakkie in die rigting van die R70 pad agterna gesit. Die polisie het dele van 'n beeskarkas wat op die laaibak onder die kappie versteek was, gevind. Die bestuurder van die bakkie het aangevoer hy is net ontbied om 'n vrag op te laai. Die polisie het 'n lokval gestel en 2 mans wat met brandstof opgedaag het, is in hegtenis geneem. Verder ondersoek het gelei tot die hegtenisneming van 'n 4de verdagte en die ontdekking van die toneel waar die diere geslag is. Daar is ook beslag gelê op gereedskap en artikel wat vermoedelik gebruik is om hierdie misdaad te pleeg. Die eienaar van die bees is geïdentifiseer en die vleis is aan hom terugbesorg. Die rand het Vrydag teen sy beste vlak in 6 maande teenoor die Amerikaanse dollar bly verhandel, wat onder verdere druk voorgekom het. Die rand verhandel nou sedert die begin van Junie onder R18. Vrydag het die rand effens verswak tot R17.80. 'n Ontleder van Commerzbank sê in 'n kommentaar, die rand trek voordeel uit die hernieuwde swak dollar die afgelope weke. Die druk op die dollar is weens tekens dat die Amerikaanse ekonomie nie baie gesond is nie en dat die onderhandelinge tussen die land en sy handelsvernote nie veel gevorder het nie. 'n Hoof-ekonoom van Old Mutual sê hy verwag dat die rand op kort termyn meer gaan versterk wanneer daar minder onsekerheid oor die begroting sal wees. Roland Garros was gister die hoogtepunt en trekpleister in die Franse hoofstad Parys. Duisende mense het hierdie sportgeleentheid bygewoon. Die ster van die dag was die Spaanse held Carlos Alcaraz. Hy het in die finaal teen die Italianer Jannik Sinner op die hoofbaan die stryd aangesê. 5 ure en 30 minute se harde werk het op beide die top tennisspelers gewag voordat die podium vir die Spanjaard beskore was. Carlos Alcaraz het nou 5 Wimbledon titels agter sy naam verewig. Hy is slegs 22 jaar oud. Sy telling teen Sinner was 4-6, 7-6, 6-4, 7-6, 7-6 en 10-2. Carlos was die tweede gekere vir die toernooi en Sinner die eerste gekere op Roland Garros. Voor die wedstryd was Sinner 20 keer aan die wenkant gewees. Aan die damesfinaal was die blydskap ook so hoog toe Coco Gauff die Belarus nommer 1 tennisster Aryna Sabalenka in die finaal gewen het en haar wentelling was in 2 stelle 7-5 en 6-2.
Die Comrades Marathon wat gisteroggend om 05:45 begin het, was die 98ste wedloop sedert die eerste keer aangebied is. Die wedloop is deur miljoene mense gevolg op die TV wêreldwyd en die gees onder die deelnemers was van die begin af baie hoog. Gerda Steyn was die eerste in die damesgroep oor die wenstreep met 'n tyd van 5 ure, 51 minute en 19 sekondes. In die Moses Mabhida Stadion het gewemel van ondersteuners. Meer as 22.000 inskrywings is ontvang vir hierdie morende wedloop oor 89 km. Vir die mans was die Suid-Afrikaanse atleet Tete Dijana eerste oor die wenstreep met 'n goeie tyd van 5 ure, 25 minute en 28 sekondes. Die gunsteling van Nederland, Piet Wiersema, was 5 sekondes agter Tete in die tweede plek. Gerda het 'n gemiddelde tyd van so 3 minute, 55 sekondes per kilometer gehandhaaf. Louis Massain, wat 75 jaar oud is, het sy 50ste Comrades Marathon voltooi en 'n nuwe rekord daarmee opgestel. Sy tyd was 11 uur, 53 minute en 13 sekondes. Baie geluk aan hierdie deelnemers. Brad Binder van Suid-Afrika het op die Circuito de Alcanes in Spanje weer geval. Binder, wat 6de weggespring het, was lang 5de en op die hakte van Pedro Acosta. Hy het die vinnigste rondetyd in die 4de ronde opgestel en 'n plek op die podium het die eerste keer sedert 2023 vir hom begin wink. Sy geluk het opgedroog toe in die 3de draai van die 12de ronde weer eens geval het. Die MotoGP is deur Marc Marquez van Ducati Lenovo gewen, nadat hy ook Saterdag eerste in die blitsren was. Marc se jonger broer, Alex Marquez van Gresini Ducati, was gister tweede, net soos in die blitsren, gevolg deur Francesco Bagnaia van Ducati Lenovo, Acosta van Red Bull KTM, Franco Morbidelli van VR46 Ducati en Femen Aguirre van Gresini Ducati. Saterdagmiddag het die eerste VRK halfeindwedstryd plaasgevind. Die span van Leinster was die gasheer vir die Glasgow Warriors. Die manne van Leinster het weer eens gewys waarom hulle nommer 1 op die VRK punteleer is en met skitterende hardloopsessies vorendag gekom en was die ganse wedstryd net te sterk vir die Skotse span. 6-3 is vir Leinster span gedruk en 3 vir Glasgow Warriors. Om 18:15 op 'n volgepakte Loftus Fairfield stadion het die Haie opgedaag teen die gasheerspan Vodacom Blou Bulle. Nagenoeg 47.000 toeskouers van beide spanne het luidkeels hulle spanne aangemoedig soos wat die spel gevorder het. Siya Kolisi het die manne van Durban op die veld gelei en Rowan Orkee, die nommer 7 flank, het die manne in blou op die veld as kaptein aangevoer. Die halftydtelling was 15 teenoor 3 in die guns van die Bulle, maar Pimpe het vir die Haie in die tweede helfte oorgeduik vir sy 3 en dit is nie verdoel nie. Ethan Hooker het daarna ook oorgeduik vir sy 3. Ethan het skitterende rugby vir sy span tentoongestel. David Kriel het ook vir die Bulle gaan druk en Keegan Johannes het hierdie 3 verdoel en die finale telling was 25 punte vir die Bulle en 13 vir die Haie. Alhoewel die Bulle gewen het, moes hulle die hele wedstryd die aanvalle van die Haie getrotseer het. Verskeie geel kaarte was uitgedeel, maar die Haie kon nie voordeel gebruik het in daardie tye nie. Die Springbok afrigters sal na Saterdag se wedstryd so 2 of 3 manne by hulle groep kan byvoeg na hierdie wedstryd. Verskeie manne het beslis hulle hande opgesteek om in aanmerking te kom vir die Bokke se finale groep. Wat skole rugby die afgelope naweek aanbetref het die volgende uitslae ons bereik en soos gewoonlik het die jong manne hulle uiterste bes probeer om hulle ouers en spanmaats te beïndruk. Germiston 20, Rodepoort 19, Ben Foster 39, Pietersburg 15, Bergsig Akademie 20, Dynamica 15, Guru Hazeldien het 24 teen Sutherland se 14, Cornwall Hill het 14 teen Springs se 32, die Anker het 36, Lichtenburg 31, Dr. Malan het 35, Alberton 32, Eldorain het 34 en Potch Volksskool 36, Ermelo het 47 teen Randburg se 52, Florida 13 en Bastion 17, Help Mekaar het 21 teen Kes se 23, ATS Middelburg het 7, Klerksdorp 15, Kempton Park het 22 teen Middelburg se 36, Ligbron het 41, Oosmoed 38, Montana 55 teen Pietertief se 33, Monument het 24 opgestapel teen Transvalia se 22, Midstream het 42 teen Hartbeespoort se 7, Nelspruit het 14 teen Noordheuwel se 27, Potchefstroom het 41, Merensky 41, Pretoria Boys het 29 en Jeppy 30, Queens Hoërskool het 5 en Vogwel 24, Rustenburg het 27 en Garsies 33, St. John's College het 24 punte teen St. Albans se 34 aangeteken, Waterkloof het 20 teen EG Jansen se 22, Swartkop het 28 teen Westphalia se 21.
Bellville het 0 en SACS het 40. Bishops het 0 teen Parel Gymnasium se 50. Brackenfell het 19 punte teen Parel Vallei se 12. Melkbosstrand het 20 teen DF Milan se 15. Milnerton het 12 en Durbanville 24. Outeniqua het 7 aangeteken teen Oakdale se 50 punte. Paalboysaai het 59 punte opgestapel teen Boland Landbou se 12. Paul Roos Gymnasium het 34 en Stellenberg 5 punte. Rondebosch het 33 teen Wynberg se 38. Kiswag het 12 teen Suid-Natal se 15. Michael het 18 teen Maritzburg College se 31. Northwood het 22 teen Hilton College se 35. Charles College het 47 punte teen Clifton se 10 opgestapel. Westville 33 teen Kersney College se 15 aangeteken. Faith Chauke en Patience Mokone het Saterdag elkeen 2-3 vir die Springbok vrouspan gedruk in 'n 3-fees in die Afrika toernooi in Madagaskar. Suid-Afrika het altesaam 10-3 gedruk om Uganda uiteindelik met 62 teenoor 7 te wen. Daar was altesaam 8 spelers in die bokke se 23-tal vir hierdie kragmeting wat hulle toetsbuiging gemaak het. Teen rustyd was die telling 29-0 in die guns van die Suid-Afrikaners. Die bokvroue se volgende kragmeting in die Afrika toernooi is Woensdag teen Kenia. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082 390 339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so. Messina 1433, Polokwane 623, Lephalale 521, Mbombela 1229, Mahikeng 521, Pretoria 619, Johannesburg 410, Ermelo 219, Richards Bay 1226, Pietermaritzburg 817, Durban 1322, Port St Johns 1215, Bethlehem 0-9, Bloemfontein 1-7, Allewal Noord 2-8, Welkom 3-10, Vryburg 4-10, Kimberley 3-8, Appington 5-15, Prieska 2-10, Springbok 3-12, Karasburg 3-12, Keetmanshoop 3-14, Mariental 2-14, Alexander Bay 10-15, Brandvlei 5-14, Loederits Bay 10-20, Vredendal 8-17, Kaapstad 12-16, Sutherland 0-7, George 9-14, Jeffreys Bay 11-18, Cabarra 10-17, Graafreinet 4-8, Oos-London 10-14, De Aar 4 in die oggend, 8 in die middag, Molteno 0 in die oggend, 6 in die middag, Beaufort Wes 5 grade Celsius in die oggend, 9 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag lyk so, die rand verhandel teen R17.78 teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.54, die euro kos R20.27, die pond verhandel teen R24.06, die prys van die yen is 12 sent, die prys van silwer is $35.99 Amerikaanse sent per fyn ons, die prys van goud is $3.313 per fyn ons, die prys van Brent olie is $66.40 Amerikaanse sent per vat. Ons gedagte vir die dag lyk so, 'n nuwe week, nuwe uitdagings, doen goeie beplanning, maak wyse besluite, aangename dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag en week word vir julle almal toegewens.